Ek weet nie of hy live is nie. Daar pop die goed nou eers uit. Daar's ek nou, ja. En daar sal 'n viewer ook. So, hi, where are you watching from? Sorry, ek is 'n bietjie laat vandag. Wag net gou vir my koffie, want ek het nog nie eers dit ook gemaak nie. Hello John, where are you watching from? Drop there in the comments, say hi, where are you watching from? Okay. So today we are just getting right into it, want ek is so klein bietjie laat. Ek het eers 5 minute oor 3 begin vandag. So, ja, en aangesien dit 'n jaar later is wat ek met hierdie program begin het, is ek nogal baie opgewonde om vandag in die live my briefie wat ek 'n jaar terug geskryf het, oop te maak. So dit gaan ook nog gebeur vandag. Wag net vir iets om te drink. And then we can get started. Okay, cool. Wat is ek dit? Ek wag net nog vir iets om te drink. Hi, wie het nou gejoin? Jock. Hi Jock. Where are you watching from? Drop in the comments where you're watching from, what you're doing on this Friday. How's it going? So yeah, for these people that came in late as me, I apologize, as I said, but today it is just over a year since I've joined the Legacy Builders program, and we're going to open the letter I wrote myself a year ago today live on the live. So yeah, I'm very excited to see what I've written last year this time when I just started. Very excited, very scared, but also very hopeful, and I'm actually a bit scared of what is inside here, because I know not everything came true, but there's a lot of other stuff that did come true, you know, dit wat waar geword het. Okay, kom ons gaan dan nou maar net oor Afrikaans. Ek kort net iets om te drink ook. Hello guys, hello, welcome to this Friday live. Where are you watching from? Hello Michael. Waar kyk jy vandaan? Wat doen julle op hierdie Vrydag? Dis eintlik bloody koud. So ek sit maar hier in die sonnetjie en wag vir inspirasie. So ja. In Centurion. Okay, cool. Dis daarom nie so ver van hier af nie. Het julle ook sneeu gehad in Centurion? Ek hoor dit het gesneeu in Centurion. Daai was nogal hektiek gister, né? Ek kan nie onthou nie. Maar ja. Okay, so laas jaar, as jy my nog nie ken nie, hallo, my naam is Roan. Laas jaar het ek begin met die Legacy Builders program wat almal nou al deesdae op TikTok seker gesien het. En ek was ook bang geweest dat dit weer 'n scam gaan wees. So ek het my navorsing baie goed gedoen eers voordat ek gegaan het met dit. Nee, dit het nie gereën. Nee, dit het nie gereën, ja. Okay, cool. Ja, hier sou dit ook gereën hier in Johannesburg. Dit is hoekom dit so bloody koud is. Maar anyway. En laas jaar hierdie tyd het ek vir myself 'n brief geskryf om 'n jaar later oop te maak. So ons gaan dit vandag doen hier op die live. Ek is nogal excited om te sien wat hier aangaan. Scared but excited. So ja, ek hoop ten minste ek het meeste van my drome bewaarheid. Maar ek glo ek het, want ek voel ek het baie gegroei in 'n jaar se tyd
Nie net in die program nie, maar in myself ook. Dit leer jou nogal baie van jouself ook doen. So ja, toe ek, nadat ek my werk verloor het ek op 'n ma afgekom op TikTok wat hierdie selfde program doen, en sy het basically my lewe gelewe. Jy weet, vandat ek 'n kind was, het ek gedroom van om geld te hê om vir my familie te kan sorg en om vakansies te kan gaan, en eventually het dit verander na om geld te hê om nie 'n calculator byvoorbeeld winkel toe te hoef te vat nie. Jy weet, as ek 'n brood nodig het, kan ek 'n brood gaan koop, en as ek 'n yoghurt nodig het, soos iemand nou die dag in die community, kan ek 'n yoghurt gaan koop. Ek hoef nie te worry nie. En dit was actually my aim om met my eie besigheid toe nou te begin, en die feit dat jy 100% wins kan maak met hierdie programme wat klaar vir jou gedoen is, was vir my 'n movie se pluspunt. So ja, laas jaar hierdie tyd het ek toe nou maar die groot stap gevat, en ek het my eie besigheid uiteindelik begin, en dit is waar ek nou vandag is, 'n jaar later. So in die program, toe ek begin het, die eerste stap wat hulle jou geleer het, was gewees van, jy moet jouself gaan voorstel in die community, en al die lekker dinge, en van waar jy is, en bla 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 bla. So ek het dit toe nou gedoen, en so het dit toe nou aangegaan, en in dit het hulle jou gesê ook toe nou om 'n goalbrief te skryf aan jouself. En ons het laasweek Vrydag in die live het ons gepraat oor goals, en my Augustus goals, en ja, as jy dit gemis het, een van my goals is dat ek my brand nou op YouTube gaan begin bou ook, en groter laat groei. So gaan gerus en gaan follow my op YouTube, gaan subscribe na my YouTube ook, is Roan Road to Riches. En daarop kan jy dan sien en my journey volg van hoe ek actually op kamera leer hoe om branding te doen op social media. Wat's 'n brand? Jou eie brand. Jy is jou brand. Dit is wat die program jou ook leer, is om jou story te gebruik om connection te vertel, te maak met mense daar buite wat in dieselfde situasie is, jy weet. Ek was in 'n situasie gewees waar ek het gesoek na online income, en alles het geval na scams toe. Elke liewe ding, ek het tot crypto getraai, en 2 dae voor my eerste uitbetaling, toe het hulle ook verdwyn. So, alles het naderhand vir my begin voel soos 'n scam, en toe eventually met COVID het ek my werk verloor, so daai het nogal my voete onder my uitgeruk, en selfsbemarking, ja my maat, selfsbemarking, dit is wat jy eintlik leer, dit is attraction marketing in the digital space. So met ander woorde, jy gebruik jou storie, jy leer hoe om jou storie te vertel, en dan gaan dit connect met mense daar buite wat presies dieselfde as jy het, want ek kan jou waarborg, daar is nie net jy daar buite wat jou storie het nie. Ja, nie alles gaan 100% dieselfde wees nie, maar daar is mense wat connection kan maak met goed. So, ek het toe nou, met COVID het ek geleer, toe ek my werk verloor het, baie dankie. Met COVID het ek geleer, toe ek my werk verloor het, dat alles gaan nou online begin gaan, hè. So, daai het my actually nogal bietjie bang gemaak, want toe sien ek, selfs education gaan online, selfs events gaan online, shows, alles het online gegaan, kan jy dit onthou? Jy kan nie ergens heen gegaan het nie, en dan, jy mag nie uit jou huis het gegaan het nie. So wat het ons gedoen? Ons het TikTok toegekom, en ons het shows begin reël in communities, en ons het events begin reël, en ons het kerke online gehou, en ons het skole begin online hou, en al die lekker dinge, en dit is toe wat ek besef het, weet jy wat, as jy nie 'n plan gaan maak om online geld te begin maak legitly nie, nee, want hoe kry ander mense dit reg? Dit was nog altyd my vraag. Daar is mense daar buite, ek ken hulle. Hoe kry hulle dit reg? Dan sê hulle vir my, okay, dit is deur Upwork. Dan gaan ek deur Upwork, daar was niks. Dis deur Tefel. Dan gaan ek deur Tefel, ek het $1 gekry. $1. Wat is $1? Nou kry ek ten minste $100, jy weet. So, daai was vir my actually pretty flippin' cool om die 100% te maak op in 'n 2-hour workday. Klink unreal, but believe me it's possible. En ek het nou al in hierdie jaar mooi geleer dat dit wel possible is. Want actually al wat jy moet doen is mense na jou brand toe kry, soos wat
weet nou jy so gepraat van dit? Lupus, né? Ek hoop ek spel dit reg uit, of spreek dit reg uit, lupus. Ja, selfs met jou eie branding. So ja, ons is nou besig, ons trek op day 4 van die Momentum Plan in die community, en daarin leer ons alles hoe om jou brand te doen, en al die lekker dinge. So myne is besig om op YouTube te gaan, en dan gaan ons kyk hoe om van daar af jou brand te bou, en die stappe te volg, en al die lekker dinge. Wat sê jy? Fuck manne kan nooit online operate nie. Elon het dit duidelik uitgespel met betrekking tot remote working. Fuck manne kan nooit online operate nie. Nou hoekom sê jy nou so iets? Enige iemand kan online operate. Ek het ook gedink ek kan nie online operate nie, want ek het nie eers geweet enige iets van 'n website bou nie. As daar 'n pop-up op my rekenaar kom en van iets, dan roep ek my lovey om te kom uithelp. So ek weet nie van rekenaars en sulke goed af nie, en hier's ek 'n jaar later, en ek is met my eie besigheid online en ek kry 100% wins. Van iemand wat geen tegniese experience gehad het nie. Niks. Elon wil ek nie eers oor praat nie. Hy dink hy weet alles. Hoe bou jy 'n huis online? Wel, ek sou nou nie sê jy moet 'n huis bou online nie, maar jy kan definitief jou regte kliënte attract met dit. Jy weet, dit is ook die lekker ding van hierdie besigheid, want al die templates is adjustable. So jy kan daai template vat vir 'n huisbou, en jy kan dit gaan aanpas vir huisbou, en dan gaan jy leer hoe om jou perfect customers te attract, sonder om eers geld te betaal vir advertensies. Want soos ek sê, hier's ek vandag 'n jaar later, en ek het nog nooit 1 sent spandeer op enige advertensies nie. Hulle is dus nie online nie. Okay, my maat. Dan is ek baie bly jy dink so, want online is deesdae oor waar almal is. As jy gaan kyk, net as jy die straat afstap, gaan jy sien hoe stap mense op hulle fone, en so, almal is online. Dit is ook wat my oë oop gemaak het, veral toe COVID getref het, want toe het alles online begin gaan. Ek meen, dit is hoekom ek my TEFL ook gedoen het daai tyd, jy weet, want ek het 'n legit way gesoek om online geld te maak, want almal gaan online. Maar ja, plekke soos restaurante en sulke goeders, ja, okay, ek verstaan, maar dit is hoekom ek sê, jy leer hoe om jou mense te attract. Ja, dit is so maar net in sekere niche. Okay. Ek sal bietjie vir jou gaan Google dan of mens huisbou as 'n online opsie kan maak. En dan sal ek vir jou 'n video graag maak waar ek vir jou sê waarin ek vir jou sê presies hoe dit werk. So jy kan self ook gaan kyk, maar ek is seker daarvan daar is 'n manier hoe mens dit kan doen. Yes, hierdie honde lawaai. Genade. En dis hierdie keffertjies, jy weet. Fix jy jou kar online of fisies? Ek fix nie my kar nie. Ek weet niks van karre af nie. Ek weet niks van tegnologie af nie. Ek weet niks van websites af nie. Ek weet niks van elektrisiteit af nie. So ek kry maar mense om dit te doen as daar iets gedoen moet word. So nee, dan is dit fisies as dit jou vraag beantwoord. Maar nog steeds, ek wat nie weet nie, gaan soek online om te gaan kyk waar ek die mense kan kry. Dis die punt wat ek draai maak. Maar ja, goed. Ek dink dalk moet ons die briefie ding lees en kyk wat hier aangaan, want dit werk nog as 'n bietjie op my serie wees, want ek is eintlik bang en curious en excited to see wat staan hierin en wat het nou alles gebeur en wat het in 'n jaar alles verander. So verskoon maar die bril. Ek kan nie lekker sien sonder dit nie. Ek raak ook al oud, jy sien my hare is grys. Maar ja, dit sê to be open 5 Augustus. Okay, dit is vandag die 8ste Augustus, so
Jy mis my punt, maat, almal kan nie online geld verdien nie. Okay, maar ek dink dan ons mis mekaar se punt, want jy kan eintlik, jy as iemand wat 'n huis bou, kan online geld verdien, want jy attract jou kliënt na jou toe online. En so deur fisies verdien jy jou geld. Maar okay, ek verstaan jou punt. Okay, kom ons kyk. Shit, ons keer julle ding. O ja, wat ek wou sê is, dit sê 5 Augustus en dit is vandag 8 Augustus, maar ek wou 'n video gemaak het van dit en toe dog ek nee, weet jy wat, ek gaan in elk geval live gaan, so kom ons hou dit nou maar vir die live en dan lees ons dit op die live. So ja. Ek is super trots op jou. Okay, cool. To my future self. 5 Augustus 2024. Liewe Roan, that's me. Ek wil vandag vir jou en Jacques sê, baie dankie met al die scams en neerpratery wat jy al moes verduur. Is dit vandag 'n celebration in oorvloed? Sjoe, hy begin sommer strong. Julle het vir baie lank al iets gesoek wat julle kan help en tot vandag toe het jy al meer as jou wildste drome oorskry. That's true. Julle was al ten minste 2 keer weg met vakansie. 2 keer? Nee, ons was 3 keer. Vier keer weg met vakansie. Okay, so dis dubbel. Julle het meer kos en snacks as wat julle van kan droom en jou bankbalans hou net aan met groei sonder dat jy veel werk insit. 2 ure per dag. Wow. Dis waar. Ek het aan die begin bietjie gesukkel met daai 2 ure per dag, I'm not gonna lie, maar jy weet so, jy gaan nie alles perfek regkry die eerste keer nie, dit is wat ek bedoel, jy gaan die skills leer om dit te kan aanpas by jouself, en dan, sodra jy die skills geleer het, gaan jy dit bemeester, en tot jy dit nie bemeester het nie, gaan jy altyd stuck bly waar jy is, so, ek is bly, ek het daai skills ook geleer. En ook baie geluk met jou geel Suzuki Swift Sport wat jy vir jouself gekoop het. Ek is trots op jou. Okay, ek het nou nog nie daarby uitgekom nie. Maar ja, dit is baie nader as wat ek al gedink het. En dit is ook baie exciting. Ek sien deesdae baie meer geel Suzuki Swifts op die pad. So ja, wat is jou favorite car? Drop daar in die comments, dan kyk ons. My favorite, soos julle nou gehoor het, is die geel Suzuki Swift Sport. Ek het al een gaan test drive intussen. So by the way. Al was jy bang en onseker in die begin van jou journey, het jy bewys dat jy en julle meer werd is as sukkelaars. Ek wil sommer huil. Ek is ook bly die ou Happy Roan te sien floreer en dat alles wat jy geleer het, julle tot op hierdie plek gebring het waar jy nie meer stres oor kos, petrol, ouerskap of enige finansiële waar is dit nou? Enige finansiële? Nee, okay. Julle kon al so baie dinge saam doen en geniet en jy het al so baie mense aangeraak met jou lig en lewe. Al was dit nie elke dag maklik nie. Ja nee, en glo my. Was nie elke dag maklik nie. Ek het maar baie getwyfel aan myself ook, veral in die begin, jy weet, want aan die begin jy gaan lees die stories op die community van, hulle het in soveel dae geld teruggemaak en hulle het in soveel weke en soveel dit, en dan sit jy nog hier so 4-5 maande in die program en jy het nog nie jou sent teruggemaak nie. En totdat jy nie daai notification gekry het nie, al is dit eers 7 maande later, in my geval, dan weet jy nog nie wat daai gevoel is om actually daai vryheid te kan proe nie, jy weet. So, daai was vir my 'n wow moment in my life, een van hulle. Die ander wow moment in my life was toe ek iemand wat geen online sukses het nie, of geen online kennis het nie, het my eie online store ook gecreate, jy weet, from scratch. So, daai was vir my nogal 'n baie groot pluspunt ook. Online is tools tot sukses, maar die fisiese betrokkenheid is die finale behoefte.
ja, dit is baie waar, dit is hoekom ek dit online gesien het, en toe my finale behoefte was gewees om betrokke te raak by hierdie program, want ek wil my lewe verander, ek wil leer hoe om geld te maak online, legitly, ek wil nie meer sukkel nie, soos jy hoor, ons het deur baie diep waters gegaan, weet, het was nie altyd maklik nie, ons het partykeer nie eers geweet wat eet ons vanaand. Maar, so het mens geleer, en so het jy gebou, en Rome is nie in 'n dag gebou nie, so, ja, dit is die aim wat ek eintlik hier probeer stel. Ek is, julle kon al so baie dinge saam doen en geniet, en jy het al so baie mense aan, wag, maklik nie. Jou bankrekening staan op $5,000 elke maand, jy sien, daai het ek ook geweet, is nog nie reg nie, want ek het nog nie $5,000 elke maand nie, ek wens ek het, maar dit begin daarom al groei tot daar, jy weet. Jou bankrekening staan op $5,000 elke maand en julle troudatum kom al hoe nader. Daai is ook nogal iets. Ek weet nie of ek stres het, of ek excited en of ek bang en of ek wat is vir dit nie, maar ja, dit is ook nader. Dit is maandag oor 2 maande is die troue hierso, en dan is ek 'n married man for the rest of my life. Ek het nooit in my lewe gedink dit gaan met my gebeur nie, maar ja, hier staan ons met dit ook vandag, jy sien. Maak die beste van jou toekoms saam. Baie liefde, Roan. So ja, daar is die briefie. Ek is al 26 jaar 'n makelaar en nog nooit het iemand besigheid gedoen met 'n online site mens nie. Okay. Ek is dan bly vir jou. Want ek het al besigheid gedoen met 'n online site mens. Mense het al besigheid gedoen met my en ek is 'n online site mens. So. Alhoewel ek live calls doen en live goed doen op TikTok, maar ek het al baie met mense te doen gehad wat ek nie fisies geken het nie. But again, that's just me. Ek sê nie almal is soos ek nie, maar hulle wil jou in die oë kyk. Scammers vlot online, seker floreer. Maar ja, dit is ook waar. Dit is hoekom ek ook verkies om die lives te doen, want dan kan jy sien, hierdie is actually my personal account, en dit is nie 'n scammer sinne nie. Dit is hoekom ek ook nie DM nie, dit is hoekom ek gaan soek nie mense nie. So ja, en my mense wat in my program, in my e-mail list is, weet almal ook, sodra jy by my jou program koop, dan het ek met jou 'n live call, wat ek jou verduidelik presies waar ek my foute gemaak het aan die begin, en hoekom het my so lank gevat het, en waar jy uit myne uit moet leer. Asseblief. En ek help jou hoe om daar uit te leer ook. Ek sê vir jou, dit is wat ek verkeerd gedoen het, dit was my foute, dit is dit so. Sê wie, hulle is ook in video. Ja, maar hierdie is nie 'n video nie, skarreboel, hierdie is 'n live. Jy weet, dit wat hier gebeur is wat regtig gebeur. Ek sit nie hierso, hierdie ding is nie gerekord vir oggend soos my video's wat ek in die oggende rekord en dan edit ek dit deur die dag en dan word dit net deur die dag versprei en gepost nie. Hierdie soos wat hy hier is wat actually hier gebeur. Die lawaai wat jy hier hoor, kan ek nou nie gaan uitsny soos wat ek op my video's doen nie. So. Maar ja, ek hoor jou. I understand what you say. Nie almal hou daarvan nie. But, dan is daar mense wat wel daarvan hou. Each to their own seker maar. Live video, tomato, ja. Ek stem. So ja, dit was my journey. En I'm still going strong. So, ons het laas Vrydag het ons gepraat oor goals. Het enige iemand al julle goals vir julle
August ding gereach. Nou wil ek die bril weer opsit. Kom hier. Ek het laas week ook gesê, weet jy wat, ek gaan niks meer verder sê tot julle praat nie, en toe ewe skielik toe begin die live baie lekker raak. Maar toe moes ons ry. So, nou sit ons alweer net vir mekaar en kyk, asof ons mooi is. Kan ek nie dit ook gaan doen nie? Ja, lyk my nie. Okay. So ja, as jy meer inligting wil hê, soos ek gesê het, as jy meer inligting wil hê oor hoe my program werk en wat, dan gaan na my website toe, daar gaan jy jou blueprint verniet in jou e-mailadres, in jou e-mailbox kry, plus jy gaan 'n video kyk van Michelle, wat jou presies gaan verduidelik hoe die stelsel werk, en die blueprint PDF gaan ook vir jou verduidelik stap vir stap hoe hy werk. Ek volg jou om vordering te monitor. Sharp, no problem. Baie dankie. Jy mag maar. Wat wou ek sê? O ja, al die inligting is beskikbaar op my website www.ruanroadtoriches.com. Jy sal sien, hy's in my profile ook, is daar die link. Hy's net nog nie clickable nie, want ek het nog nie 1000 followers nie. Maar ja, jy kan dit net gaan kopie of in jou website browser net indruk en dan gaan jy ook by my website uitkom. Of as jy die lang pad wil vat, dan kan jy net Google Ruan Road to Riches en jy gaan ook by my website link kan uitkom. Verder as dit, het ek nie enige nuus vir vandag nie. Dit lyk daarom nie asof dit weer gaan reën nie. So dit is 'n goeie ding. So ja, is daar enige iemand anders wat vra het oor wat ons vandag discuss het? Your time to ask is now. Ek dink ek moet vir myself weer 'n brief skryf vir volgende jaar hierdie tyd. Nee, want daai was eintlik nogal cute, as ek so moet stel. En dit het my nogal tot trane gebring ook amper, emotionally gehad, so. Ja, dit was very cool. Hallo Zoe, van waar af is jy? Where are you watching from? Thanks for all the love. Ek is ook van Suid-Afrika. Cool. Lyk my almal is hierso van Suid-Afrika. So ek kan maar net sowel Afrikaans praat op die lives elke keer. Ek weet nie hoekom wil ek elke keer met Engels begin en dan hak my tong vas en dan gaan ek anyway oor Afrikaans toe. Op die recording is dit maklik want daar kan ek record, pause, dink wat ek moet sê. Okay, dit is die regte grammar. Go. Is jou favorite superhero Superman? Ja, hy is. Oorbelle, hangertjie, mug van baie. So, ek is 'n Superman freak. Ek love dit. Ek ook. En ek wil so graag die Superman movie gaan kyk, maar die vet weet mens kom net nie daarby uit nie. As ek myself kry, dan is ons weer in troureëlings en goed in, dan is die hele naweek in sy glorie in. Het jy dit al gekyk?
Okay. Trou jy? Ja, in Oktober. Nee, maar almal sê dis goed. Ek kan nie wag nie. Ek dink ons moet maar net dit in die dagboek insit. Wonderlik. Baie dankie. Ja, die 11de Oktober trou ons. Ek het nooit in my lewe gedink ek sal op trou staan nie. Ek het nooit eers gedink ek aantrou nie, behalwe toe ek 'n kind was. Maar toe het ek, jy weet, daai gedink van my vrou gaan dit doen, my bruidsmeisies gaan dit doen, die kerk gaan so lyk, bla bla bla, maar dit was kind. Dis om die draai. Dit is om die draai, weet jy, my senuwees begin al in 'n flenter aan. En om te weet, alles begin nou so nader kom, dat al die reëlings ook nou moet afgehandel word, en al die deadlines moet begin gereach word, en guest lists moet klaar, en getalle, en al daai goed. Dit is eintlik net freaky. Ek het nooit gedink 'n troue reël is so baie werk nie, maar dit is nogal eintlik baie werk. Maar dan ook, dan sê hulle, mens werk so hard aan dit, en dan is dit net een aand, dan is dit verby. So, ek weet nie, ons sal maar sien. Maar ja. Die maandag wat nou kom, is dit 2 maande, dan sê ek I do. Dit is om die draai, ja, dit is letterlik om die draai. Gaan soos die beste aand van jou lewe wees. Baie dankie. Ek waardeer. Soos ek sê, ek het nooit in my lewe gedink ek sal ooit hier staan waar ek vandag staan nie, maar hier staan ons. Oor 2 maande sê ek I do, en dan is ek 'n getroude man, ja. Op 37, so dit is nooit te laat nie, hoor? Nooit te laat nie. Plus, ek kom eintlik van Pretoria af. En een van my pelle, wat altyd saam met my gaan kuier het daar, 'n girl, het vir my gesê, man, kry vir jou iemand in Johannesburg, want al die mense in Pretoria is net walglik. En ek weet nie eers hoe dit gebeur het nie, maar hy het toe nou eerste kontak gemaak, en ja, the rest is history. En hier staan ons vandag, 5 jaar later, en ons staan op trou. En ek het nooit gedink dit gaan gebeur nie. Nie met my nie. Vijf jaar, ja. ons het letterlik in COVID tyd ontmoet. Ek het die 1 naweek hiernatoe gekom, en toe ek wil teruggaan vir werk, daai volgende maandagoggend, toe het die president gesê, sorry, alles is nou gesluit, jy kan nie meer enige plek toe gaan nie, COVID is hier, jy mag nie travel nie, jy mag nie dit nie, jy mag nie dat nie, so, toe sit ek letterlik vir 3 maande in Johannesburg, in die begin van winter, met somersklere vir 'n naweek. So ons het omtrent elke tweede dag wasgoed gewas. You deserve it, what? Baie dankie. So, ja, totdat hy eventually gesê het, okay, jy kan nou maar travel, maar dit beteken as jy nie by die huis is nie, moet jy na jou huis toe travel. So, toe dit gebeur het, toe ons deur Pretoria toe om my goed te gaan haal en klere te gaan haal, dat ek die rest van COVID hier kan spandeer. And the rest, as they say, is history. So ja, COVID is ook al 5 jaar terug, nee. En dit voel soos net gister. Hektiek. Mense net eintlik so, ag, die winter wil verby. Ek is glad nie 'n wintersmens. So ja, julle oukies, that's that from my side. Ek love die winter.
Oeh, nee, ek is 'n somersbaba. Ek verjaar in Januarie, in die warmste tyd van die jaar. So ek haat die winter. Ek kry altyd koud. En dit maak nie saak hoeveel laag ek aantrek nie, ek bly nog steeds koud kry. So ek is glad nie 'n wintersmens nie. Ek wens altyd die winter verby. Dit is hoekom ek wil net genoeg geld ook maak dat ek in die somertyd in Suid-Afrika kan wees en dan in die wintertyd in 'n plek waar dit somer is. Ek wil nie winter hê nie, ek haat dit. Dit werk nie vir my nie. Plus, as jy wil gaan shower of iets ook, dan moet jy dit gaan doen terwyl die dag nog is, jy weet. Jy kan nie in die aand gaan shower byvoorbeeld nie, want dan kry mens nog ekstra koud ook. Haat dit. So my hele roetine is eintlik in die somer en in die winter uitgegooi. Maar ja, dit hang seker af van watter tyd van die jaar jy gebore is, nee. Want ek weet my pel, my beste pel, hy verjaar die 31ste July. So hy is ook mal oor die winter. Ek verjaar ook in Januarie. Verjaar in Januarie en jy love die winter. O nee, ek weet nie hoe kan jy die winter dan love nie. No offense, maar yes, die enigste goeie ding vir die winter is mens kan cuddle, dis al. Die hoeveelste Januarie verjaar jy? Twinsie! Oh my word! Ek is ook die 29ste! Wow, ek kry sommer hoendervleis. En jy weet, Oprah verjaar ook saam met ons. Ja, 29 Jan. Cool. Nooit in my lewe het ek gedink ek gaan 'n twinsie ook ontmoet nie. Almal verjaar altyd 'n dag voor of 'n dag na my. Well done. Ja. Ons is twins met Oprah Winfrey ook. Dit is hoekom ek haar love. Dit is so real, ek love die. Ek ook, Jessie, ek het regtig sommer hoendervleis gekry tot in my hoof. Die is sy 29. Ek het nou net gewag, nou moet sy net sy 29. Jessie, wow. Eerste keer in my lewe wat ek 'n twinsie ontmoet. Ek kyk altyd vir die programme ook, as hulle sê maar uitgekom het op daai dag, dan kyk ek. En dan is dit altyd of 'n dag voor of 'n dag na. Ah, dit was meant to be dan. As dit joune ook is. Dan moes ons mekaar vandag raakloop, ek sê vir jou. That's fabulous. Net gaan hier kyk. So ja. Hello all you guys that joined. Welkom, sê hallo daar in die comments. Moenie net so sit en kyk nie. Moenie aasvoël wees nie. Sê hallo, van waar af kyk jy? Ek het sopas my twinsie ontmoet. Zo. Freaky but flippin' cool. So ja, anders as dit gaan daar nou maar niks hier verder aan nie. Sien dit voordat ek met myself praat ook. Dis hoekom ek partykeer dan sê ek nou maar okay bye. En julle praat nie terug. Julle is so stil. Sit net daar en kyk in 'n hoekie. Wat gaan die kleurskema wees vir die troue? Ek weet nie of ek dit eintlik hardop mag sê nie, want dit is nog eintlik 'n surprise ook vir van die mense. Maar ek sal dit fluister in jou oor. Dis goud en silwer. Met swart. En dan elke tafel is die gay colors.
Maar jy mag dit vir niemand hardop sê nie. Dis eintlik nog 'n geheim vir party mense. Ja, want my favourite kleur is swart en goud en sy favourite kleur is swart en silwer. So, ja. Okay, dis so cute. Ek dink ook nogal so, né? Ja. En dan gaan ons die varkore en jasmine en sunflowers doen. So ja, 'n week na Pretoria Pride. Ek sal definitief behind the scenes video's laai op my account. So jy kan gaan follow, dan kan jy kyk, maar obviously eers oor 2 maande. Dan sal ek behind the scenes goeders gaan post ook en ek sal, as daar 'n kansie is, sal ek dalk vinnig live gaan ook daai dag net om te wys hoe lyk die plek en so aan en dan who knows what happens. So ja, gaan follow my, dan sal jy dalk sien. Want ek beplan eintlik om 'n behind the scenes vir dit ook te doen. Al is dit nie regtig iets nie. Ek het eers gedink dalk moet ek dit dan op my story laai of dalk moet ek dit as 'n behind the scenes tipe ding doen of ek weet nog nie presies wat ek gaan doen met dit nie, maar ek sal definitief gaan laai op my account, ja. Ek het soos in die eerste 5 minute jou gefollow. Okay, cool, thanks. Ek gaan jou dan beslis terugfollow. Al is jy nou nie een van die mense in die community nie, maar ek gaan beslis, net omdat jy 'n twinsie is. En dit was dus my eerste keer wat ek twinsie ontmoet het. So, hoe gaan doen ek dit nou al hier? Of moet ek eers wag tot ek klaar is met die live? Ek weet ook nie eintlik regtig nie, jy weet, ek doen nie so goed met die tegnologie ding nie. So ek figure ook maar nog die goed uit, soos ek gaan. Ek sien hierso pop naderhand goed op hierso, ek weet nie of ek dit moet ignore en of ek dit moet lees en of ek dit moet join of wat nie. So, ek weet nooit nie. Ek figure ook maar die goed uit. Ek het nie van die begin ja. Dit is nie lank nie, maar dit is iconic. Ek stem, iconic indeed. I loved it. Okay, so julle ouens, soos ek sê, as jy wil meer weet, gaan kyk op my website, daar is 'n link op my profile, hy's net nie clickable nie, so jy gaan dit moet copy en paste in jou browser. Maar anders as dit, as daar nie meer enige vrae is nie, dink ek ons begin nou aan die einde kom, want ek en Zou praat nou net troue en julle almal sit en kyk. Wil julle deel word van die troue conversation of wil jy maar net aasvoël speel of wat gaan hier aan? Hoe gaan sit met subtitles op hierdie ding ook, op 'n live, of kan mens nie? Wat gaan hier aan alles? Ek het die al gedoen, so dis okay. Ek gaan nog so 'n minuut dalk gee vir as enigiemand vra het van wat ons behandel het vandag of gepraat het oor, en dan as jy my volgende week weer wil join vir die live, ek is elke liewe Vrydag 3 uur is ek live, en dan sit ons nou maar hier so en bollie praat vir die res van die tyd. So ja, en elke keer is my lives geschedule op my TikTok profile, so jy gaan definitief dit daar ook kry, en as jy gaan register vir die live, dan kry jy nog 'n notification ook. Maar ja, ek sien jou letterlik weer Vrydag. Great success, ek sien jou ook dan weer Vrydag, ek kan nie wag nie. Maar anders as dit, môre is National Women's Day in South Africa, so vir al die vrouens daar buite wat kyk, Happy National Women's Day from me and
Roan Road to Riches. Baie dankie vir alles wat julle doen. Ek wens ek kon my ma nog 'n drukkie gegee het vandag en vir haar gesê het Happy National Women's Day, maar ek weet my ma kyk vir my en sy is met my so. Anders is dit, love ya, geniet julle naweek. Ek hoop dit is een fabulous kick-ass naweek. Ons gaan sop maak hierdie naweek, want die winter is definitief nog nie verby nie. So ja, dit is my planne vir hierdie naweek, is sop maak en net chill en lui wees in hierdie koue. Dan wees so baie. Ag baie dankie Zou, love jou ook, Twinsie. Ek gaan jou nou sodra ek hier klaar is, gaan ek jou terugfollow ook op TikTok. En dan check ons mekaar so 'n bietjie uit. Cool. Dan anders as dit, moet julle 'n fabulous naweek hê en 'n fabulous Vrydag. En ja, follow me for daily tips and updates. Ek post 3 keer 'n dag. Tips, updates, teachings. Ja. En dan sien ek julle volgende Vrydag. Bye! Bye! En dan gaan ek ook sê, goodbye!